Here, ons opstaan vanoggend is vir ons baie keer 'n poging om maar net te probeer sin maak. Om na die wêreld rondom ons te kyk en te wonder waarvandaan sal daar ook vir ons hulp kom. Ons weet ons hulp kom van U. U is ons God en ons Vader. U het alles gemaak en U hou elkeen van ons in U hand. U is ons rots, U is ons verlosser. Amen. Genade en vrede aan elkeen van ons, dit kom van ons drie enige God. Hy is ons Vader, hy is ook die een wat in Jesus Christus met ons is, en met die Heilige Gees nou ons omvou met sy liefde. Ons kuier vanoggend saam oor die tema van hoop. 'n Woord wat ons elke dag, ek dink omtrent gebruik, 'n woord wat jy al 'n paar keer, jy waarskynlik amper onnadenkend gebruik het. Dis 'n woordjie wat eintlik alledaags is, maar ek dink 'n woordjie wat in eerste plek die begronding is van ons geloof. En een woordjie en een term wat ek nogal hoop en glo ook die basis of vorm van ons gemeente. En ook van elkeen van ons se gesinne en elkeen van ons se persoonlike lewe ook. Viktor Frankl skryf oor sy ervaring in die Tweede Wêreldoorlog waar in 'n Duitse konsentrasiekamp is. Skryf hy 'n boek wat baie van ons dalk al gelees het, Man's Search for Meaning. En hy skryf daar en sê dat daar tussen hom en die ander gevangene daar in die konsentrasiekamp, dit vir hom duidelik was dat daar eintlik twee soorte mense was. Hy sê die wat sin en betekenis probeer maak het oor wat daar gebeur het, wat eintlik hulle lewe gesien het, ons kan amper sê met 'n lewensdoel of 'n lewensmikpunt aan die een kant, dat ten spyte van die omstandighede wat binne hulle was, hulle elke dag nog kon sien as hier is 'n dag waar daar nog steeds vir my 'n geleentheid of 'n doel of 'n rede was waarvoor ek nog moes lewe. Hy sê en dan was daar die ander wat regtig, en dan gebruik hy die woord wat hooploos was, wat sonder vooruitsigte was. En dat het duidelik vir hom was hoe die kwaliteit van hulle gemoed, ook die kwaliteit van hulle lewe, en ook die uitkoms van hulle fisiese lewe hier afgehang het. Die beste definisie wat ek die laaste week, ek dink van hoop kon kry, en ons kan maar mooi luister, is dat hoop gee vir ons die geleentheid om met 'n verwagting te leef. Met ander woorde, dit gee vir ons die geleentheid om met 'n verwagting te leef, maar dan nie noodwendig met die verwagting dat dinge sal gebeur soos ek dit wil hê nie. Maar met die verwagting te leef dat ten spyte van wat ook al gebeur, ek sal sin en betekenis kan maak met dit wat wel gebeur. Ek dink anders is hoop amper bietjie meer airy-fairy goedjies, amper goeters wat ons half net sal sê, dis 'n positiewe ingesteldheid of dis net optimisme. Optimisme is eintlik om iets te vat wat jy eintlik weet wat nie kan gebeur en sê, as ek net so hard en genoeg hoop en optimisties en positief is, dan sal dit gebeur. Hoop is om te sê, ek weet nie mooi wat hier aan die gang is nie, en ek weet ook nie presies wat die uitkoms is of wat die uitkoms veronderstel is om te wees nie, maar ek leef met 'n verwagting dat hier kan iets van sin kom. Ek hoop ek sal betekenis kan heg aan dit wat nou met my gebeur. Dis wat hoop is. En ons weet dat hoop in baie gevalle dan die basis vorm van ons menslike bestaan. Ouens wat navorsing doen oor huweliksverhoudinge en oor huweliksterapie sê, dit is die enigste bestanddeel wat kan bepaal of 'n huwelik gaan aanhou of nie. Al die ander goed kan tot op die vloer afgebreek wees, maar as daar hoop is, al is dit die enigste bestanddeel wat oorbly, is daar 'n geleentheid vir 'n huwelik om te herstel. Daar's groot navorsing oor die goeters gedoen. Martin Seligman, iemand wat positiewe sielkunde toepas, of hulle navorsing gedoen het op rotte of op mense of op wat ook al, het dit gelyk, is dit die bestanddeel wat mense aan die gang gehou het. Het hulle rotte gevat en vir 'n rotjie laat swem in 'n kan waar daar duidelik vir die rot nie 'n geleentheid was soos hy gedink het om uit te klim uit die houer waar hy geswem het nie. Die volgende eksperiment het hulle 'n rot gevat
en die bokant oopgesny met die gedagte dat hy vir homself as sy klein rotbreintjie dit kon wel uitdink. Dat miskien kan hy dit maak. En dat van daardie rotte tot 9 tot 10 keer langer bly swem het. Of dit rotte of mense was, ons het nog altyd met hoop gefunksioneer. Dis wat ons maak dat ons hier is, dis hoe jy gekom het. Ek bedoel as jou ouers nie hoop, kom ons gaan terug, as die ouens in die 1500s of die 1600s in Europa nie hoop gehad het nie, was jy nie vandag in Suid-Afrika nie. Hulle het hoop gehad dat terwille van vryheid of terwille van 'n geloofsoortuiging hoop sal hê om op 'n ander plek te kan voorbegin. Die ouens wat gevlug het vir die fout wat hulle gemaak het, is Australië toe, ons het hier geëindig. Dit was hoop wat gemaak het dat ons hier kan leef. Dis hoop wat gemaak het dat mense trou. Dis hoop wat maak dat mense kinders hê. As daar nie hoop is nie, hoekom sal ons kinders hê? Dis hoop wat maak dat daar skole is, dat daar jou kind universiteit toe stuur. Dis hoop wat maak dat hospitale 'n plek is waarheen jy graag sal wil gaan. Die hoop en die verwagting dat daar 'n krag of 'n energie of 'n beweging is wat my net kan dryf. En hoop is nie eintlik iets wat doodgemaak kan word nie. Dis iets wat net in die mens se siege is. Nietzsche het nogal iets hieroor geskryf. Hy het gesê, he who has a why to live for can bear almost anyhow. As daar regtig, dis wat ek dink wat Viktor Frankl dalk ook daar in die konsentrasiekamp kon beleef het. As jy weet, daar's wel nog 'n doel en 'n rede vir my bestaan. Vir die feit dat my hart nog klop, dan is daar 'n rede ook, dat ek dalk ook met hoop kan leef. Dis die storie van die Bybel. Ek meen Noag het, omdat hy gehoop het hy 'n ark gebou. Ek meen Abraham het weggetrek uit 'n land uit wat hy geken het en wat vir hom sy gemaksone was, omdat hy gehoop het en vertrou het dat dit waarheen hy gaan ook vir hom sin en betekenis kan bring. Moses het baie gemaklik daar geleef saam met sy vrouens en sy kinders. Daar was 'n bepaalde hoop dat hy moet gaan sin en betekenis bring weer aan 'n klomp mense in Egipte. Daarvoor het hy gegaan. Ons lees vanoggend 'n teks, ek dink wat vir ons baie mee kan help. Dit is in Jeremia 1. En ek het juis gekies vir Jeremia omdat baie van die ander verhale van die Bybel op die oog af baie na hoopvolle verhale lyk. Maar ons weet, ons ken Jeremia eintlik vir die teendeel, nê? Die klaagliedere van Jeremia. Die van julle wat tog baie bekend is met die ou idiome en vergelyking sou sê, as jy vir iemand sal sê, moenie Jeremia wees nie, dan bedoel jy eintlik, jy weet, moenie so kla nie, moenie so pessimisties wees nie. Ek glo juist dat die verhaal van Jeremia vir ons bietjie kan help, en dat hy nog 'n ou was van hoop. Ek gaan net die eerste gedeelte lees in Jeremia 1, daarvan vers 4 af. Die woord van die Here het tot my gekom. Nou praat die Here en hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, om alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, God, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, ook te bou en ook te vestig. Nou Jeremia tree op as profeet, amper so in die laaste 3 konings se tydperk net voor die ballingskap. Dis 'n ongelooflike slegte tyd. Die 3 konings, Josia, Jojakin en Sedekia is regtig nie goeie konings nie, en hulle leef so op die drempel van die grootste tragedie wat in die Ou Testament plaasgevind het. Die Babyloniese ballingskap. Nou almal van julle ken die verhaal. Dis waar Nebukadneser gekom het met die Babyloniërs, hulle die hele stad ingeneem, hulle die tempel platgeslaan, al hierdie tipe van goeder. So in hierdie tyd
waar die mees vyhandigste koning en die sterkste mag in die destydse Midde-Ooste opgetrek het, is daar spanning, daar's 'n groot stuk onsekerheid, daar's 'n gevoel van bedreiging, hierdie rampspoedige krisis is op hande. In hierdie tyd is daar nou 'n profeet wat geroep word. Met ander woorde, maak dit maar vir jouself in 'n wanhoopige situasie, in 'n moedelose, pessimistiese lewe, is daar iemand wat geroep word. Wanneer jy die hele Jeremia lees, dan kom jy agter dat hy gee perspektief. Hy vertel net 'n groter storie van wat hier gebeur. Luister nou baie mooi, wat Jeremia nie doen nie, is om dit klomp eintlik, kan mens amper sê, met optimisme 'n valse hoop te gee. Hy sê nie vir die ouens, hy hoor die ouens, ons gaan net vinnig hier deurgaan en dan gaan alles weer beter gaan nie. Hy kom en hy stel die realiteit op die tafel. Hy sê, dit wat ons nou hier beleef, is besig om verby te gaan. Ek meen, hierdie ouens sit in 'n stad, Nebukadneser en sy ouens is dalk al aan die buitekant van die mure, so aan die buitekant van die stad is daar rookwolke wat opgaan oor die plaas al afgebrand is, daar's moeilike tye. So hy sê nie vir ons, ag byt net vas, die Here sal voorsien, môre gaan alles beter gaan nie. Wat hy doen is, hy gee perspektief op wat gebeur. En ek wil hê jy moet nou al jou eie storie hiermee in vervleg. Hoop is nie om te sê, man, die moeilikheid wat jy nou beleef, by jou werk, of in die dorp, of in jou huwelik, man, môre sal alles net weer okay wees nie. Dis nie hoop nie. Hy sê, kom ons kyk en ons wees realisties. Hy sê, en hoor nou mooi as God hom roep, hy sê, jy word ook aangestel om koninkryke af te breek, om uit te roei, om te vernietig en plat te staan. Dis die realiteit. Hy sê, hier's dinge wat nou nie meer werk nie, hier's dinge wat nou moeilikheid het. Dis nie te sê, dinge gaan net gou verbygaan en dinge sal uitwerk soos ek het wil hê nie. Hy is besig om ook te kan sê, maar deur al hierdie goed wat nou gebeur, is God so naby dat ons wel ook sin en betekenis kan maak oor dit wat nou met ons gebeur. Maak dit sin? Dat hoop nie iets is wat jy net moet laat droom oor 'n beter lewe nie. Maar dat hoop iets is wat vir jouself sal sê, dit wat ek nou hier beleef, dis werklik 'n krisis. Maar daar is 'n groter prentjie, daar's 'n dieper dimensie wat ek kan beleef ten spyte van, in sy geval, Nebukadneser en die Babiloniese magte. Ten spyte daarvan is daar meer, is daar iets diepers om te beleef. Die hoop dat dinge wel sal sin maak aan die einde. Die hoop lê hier, en ek dink vir Jeremia, dat God deur die krisisse nuwe lewe tot stand kan bring. Dat die invalle is daar, hierdie ouens is later weggeneem, die tempel is platgeslaan, hulle is weggeneem, hulle sit in 'n vreemde land, maar met die wete dat, al is hulle ook nou in 'n onbekende wêreld, ook in 'n plek waar hulle self nie sou kies om te wees nie, soos jy dalk ook in jou eie storie, jy baie keer op so 'n plek bevind. Jy op daai onbekende plek, daai plek wat nou nie noodwendig vir jou die plek is wat jy vir jouself sal kies nie. Met die hoop kan leef, dat ek sin en betekenis kan kry, ten midde van wat nou gebeur. Henry Nouwen skryf hier oor, en dan sê hy, dit is soos, amper soos 'n sweefstok artrieste, wat daai een handvatsel moet los, en dan moet op pad wees na 'n volgende plek waar jy greep kan kry. Maar daar's 'n tussentyd, sê hy, daar waar jy in die lig is, waar die oue verby is, waar jy moet besef, hierdie is 'n krisis, en dis die oue, dit werk nie. En waar jy op pad is na die nuwe, maar die nuwe is ook in beweging. Dis ook iets wat nie vas is, en so seker is nie tot jy daaraan vat. Dan voel jy dis vas en seker. Dat daar 'n lewe is tussen niks en nêrens, en dat dit hoop is, wat die ouers in toe sal dra. So ek dink in die geval van Jeremia, dat God die situasie, die krisis kan gebruik, van vyhandige magte, van rookwolke wat opgaan buite die stad,
En jy kan hele Jeremia mag gaan lees. So erg dat Jeremia op 'n sekere stadium in sy lewe sy eie dood, sy eie geboorte verwens. Maar dat God in midde daarvan ook hulle kon help om iets te kan vind wat ons hoop noem. Ander persoon Gramsci skryf, ek wil dit graag lees. I say the crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In this interregnum, a great variety of morbid symptoms appear. Daar kom 'n plek in jou lewe waar die oue werklik verby is. Waar iemand sal sê, dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. En ek dink, ons moet sê, dis die waarheid. Of dit jou lewe is, of dit jou omstandighede is, ons sal nooit weer dinge kan terugvat, presies hoe dit was, ongeskonde, heel, onaangeraak nie. Maar dan is daar 'n geleentheid dat die nuwe weer gebore kan word. En hier tussenin is dit ek en jy, en hoe hy skryf, is daar 'n geleentheid, want daar klomp verkeerde goed kan gebeur, waar mense kan hooploos raak, waar mense moedeloos kan raak, of dis 'n geleentheid, dis daar in die lig, op pad na die volgende handvatsel toe, waar jy wel kan glo, dis 'n geleentheid, waar ek wel weer kan gaan vat. Nie aan die oue nie, dat dinge nie weer sal gaan wees nie. En ek dink ons leef baie keer daar nie. As dinge net weer kan wees soos dit was, 2 jaar terug, of 3 jaar terug, of 5 jaar terug, of 10 jaar terug. Kom ons sê vanoggend vir mekaar, dis verby. Wat jou huwelik betref, wat jou verhoudings betref, jy kan nie die horlosie terugdraai nie. Dis verby. Maar daar's 'n nuwe waaraan jy kan vashou. 'n Nuwe wat dalk anders lyk. Wat dalk vir jou op die oog af lyk na 'n lewe wat baie ver weg is van die suksesse en die goeie wat jy gehad het. Maar 'n nuwe lewe met nuwe geleenthede. Tweede en laaste opmerking wat ek wil maak vanoggend is dat die pad van hoop, om werklik dit te kan doen, is nie altyd die maklikste en verseker ook nie die gewildste pad nie. Walter Brueggemann skryf oor Jeremia en dan sê hy dat Jeremia eintlik gedesigned is for conflict. Designed for conflict. Want hy sê oral waar Jeremia gekom het met hierdie boodskap van hom, was daar mense wat nie van hom gehou het nie. In die eerste plek het sy eie volksgenote gesê, hy's 'n volksverraaier, het die ouens gesê, hoekom help jy ons nie uit nie? Hy het gesê, nee, ons moet nie deurgaan. Het is belangrik dat dit gebeur. Die koningshuis wat hy aangevat het oor hulle verkeerde manier van leef en hulle etiese lewe, hulle het hom verjaag. Die priesters in Jerusalem, hulle het nie van hom gehou nie. Daar's klomp verhale oor Jeremia, nie, dat hy op 'n stadium in die tronk gegooi was, die mense het hom uitgewerk, hulle het hom weggejaag, partykeer het dit gebeur dat hy in 'n put gegooi was, waar mense hom daar wil los, en dan is die verhaal so, dat volgens oorlewering is Jeremia, ten spyte van sy verhaal, ten spyte daarvan dat God hom geroep het sy verhaal ook geëindig dat hy waarskynlik gestenig is. Maak het, hoor net mooi, dat hoop is nie noodwendig om sê, alles gaan weer rooskleurig en mooi en reg wees in my oë nie. Maar dat dinge kan sin maak. Dat Jeremia amper 'n Jesus figuur is. Om te kan sê, die hoop wat in my is, die feit dat God my aangeraak het, dit is my opdrag, waarmee ek moet gaan leef. So sit jy hier vandag. Laasweek was ons deur Pinkster. Ons het gehoor dat die grootste opdrag, en ek dink die grootste lewensmikpunt vir elkeen van ons is om in hierdie wêreld te gaan leef met hoop. Dis al wat ons mekaar aan die gang gaan hou. Dis al wat Afrika en Suid-Afrika en Rustenburg en vir ons en elkeen van ons gesinne enigstens kan help. Dat ons gemeente en dat elkeen van ons 'n ruimte of 'n spasie kan leef waar hoop teenwoordig kan kom. Dan moet ons vir mekaar sê, dit is woorde van hoop en 'n lewe van hoop behoort vanuit jou en vanuit my voor te gaan. As mense by jou verbyloop, behoort hulle iets van hierdie hoop te kan sien. En want ons weet, dit is nie noodwendig 'n towerkrag nie. Dis nie iets wat almal gaan opneem nie. Dis nie iets waaroor alle mense jou altyd gaan prys nie, inteendeel.
En ek wil graag 2 verhale met mekaar afspeel om mee af te sluit. Ons kry hierdie een verhaal in Jeremia 36, waar daar 'n geskrif is van Jeremia, wat gelees word by die hele volk. Met ander woorde, dis goeie woorde. Daar's hoop. Hy sê vir die ouens, God is ook in hierdie tyd met julle. Dan lees die hele volk dit en die meeste van die ouens hoor dit, maar daai mooi woorde van hoop maak niks met hulle nie. Dan is daar een ou, sy naam is Micha, wat hierdie verhaal hoor en sy lewe word verander. Hy sê, ja, ten spyte van die moeilikheid waarin ons nou is, glo hy dat God ook hier sin kan bring. Dan verander sy lewe en hy gaan na die leiers toe van die dorp en hy lees vir hulle die verhaal. Hulle lees die verhaal, dieselfde Jeremia teks, en dan sê hulle, ja, hulle weet nie, maar hulle dink die beste wat kan gebeur is dat hierdie teks moet deur die koning gelees word. En dan gaan na die koning Jojakin toe. Met ander woorde, daai teks word 3 keer gelees op daai dag. Dis woorde van hoop. Eerste keer 1 uit 'n menigte neem dit aan. Die koning, die leiers van die dorpie neem dit nie regtig ernstig op nie. En die koning nog erger. Hy sit daar in sy paleis en hy sê vir die ouens, lees hierdie teks vir my, lees hierdie woorde van Jeremia vir my. En elke keer aan die einde op die parkementrol, kom ons sê aan die einde van 'n bepaalde kolom, waar hierdie woorde van hoop uitgespreek word, neem hy 'n mes en hy sny of hy skeer daardie kolom af en hy gooi dit in die vuur. En daardie woorde van hoop word nie deel van sy storie nie. Dit word nie deel van die land se mense nie. Dis wat kan gebeur. Woorde van hoop kan vanuit jou uitgaan. Dit kan jou lewensstorie word, maar dis nie te sê die mense om jou gaan daarvan hou nie. Dis nie te sê die hoop wat jy hoop en die hoop wat jy deel ten opsigte van die lewe en ten opsigte van ons samelewing of Rustenburg of wat ook al, sal gedeel word deur ander mense nie. Daar sal mense wees wat absoluut, soos vir Jeremia, jou amper gaan sien as iemand wat besig is met snaakse goed. Maar daar's ook 'n alternatiewe storie. Ek wil graag met dit afsluit. Philip Yancey vertel in 'n boek van hom 'n verhaal oor die Berlynse muur in 1989, net toe die muur gebreek is tussen Oos- en Wes-Duitsland. En dan begin sy verhaal in 1982, waar een dominee in Leipzig in die dorp gesit het, en hy het maandeaande begin om by homself 'n gebedsuur te hou. Loop die verhaal so dat dit gebeur het dat 2 of 3 jaar later hy en nog 5 ander persone elke maandag aand gebid het. En so het dit gebeur dat in die begin van 1989 daar 4 gemeentes was wat later op maandeaande saam gebid het. En aan die einde van hulle gebed 5 uur op maandeaande het hierdie klompie, hierdie 200 mense deur die strate van Leipzig geloop met hulle komberse en hulle kersse en iets van die hoop wat in hulle binnekant toe was, na die wêreld toe gevat. Die verhaal is so dat in die middel van 1989 het daar later honderde mense begin saamloop. En so in Augustus daardie jaar op een dag 5000 mense wat die strate van Leipzig geloop het. Alles begin deur een persoon. Maar die verhaal gaan verder. In Oktober daardie jaar, in Oktober maand, by die 40ste herdenking van die kommunistiese staat, het dit so gebeur dat in die Nikolaai kerk, een van die groter kerke in Leipzig, 2000 van die kommunistiese regering se amptenare na die kerk toe gekom het op daai maandag aand. En dat hulle saam met die ander 50.000 mense daardie aand, 50 al, deur die strate van Leipzig geloop het. Later, die week daarna was daar 70.000, die week daarna 120.000, met 'n week daarna 500.000 mense. En vroeg in November het Erich Honecker, wat op daardie stadium die Oos-Duitse leier was, bedank. Toe in begin November daai jaar 1 miljoen mense deur die strate van Leipzig geloop het. Die hoop het in een persoon gelê in 1982. Nie dat alles môre sal verander en dinge presies sal wees soos hy het wil hê nie, maar daar wel sin en betekenis kan kom in die groter storie. In 9 November 1989 is die Berlynse muur oopgebreek. En 'n week of 2 daarna
Na die muur gebreek is, was daar 'n groot banier in die strate van Leipzig opgesit, 'n banier wat gesê het: "Wir danken der Kirche." Ons sê dankie vir die kerk, vir hierdie hoop wat gebring is. Die ballingskap waardeur Jeremia moes gaan, was heel waarskynlik nie dit wat die mense wou gehad het nie, maar dit was in die ballingskap waar die mooi stories en die mooi dinge gebeur het. Het was in hierdie ballingskap in 500 voor Christus, toe die eerste 5 boeke van die Bybel neergeskryf is, sodat ek en jy het vandag kon lees. Ten spyte van ouens wat doodgegaan het in ballingskap, ten spyte van mense wat ver weg verwyderd gevoel het van hulle geliefdes, verwyderd gevoel het van God wat in die tempel was, soos hulle gedink het, was ballingskap nodig. God het dit as instrument gebruik, hoe misterieus dit ook kan wees. En daarom kry ons eie verhale, eie tydse verhale van mense wat vandag dalk sal sê, ek kan nie die horlosie terugdraai nie. Ek kan nie weer teruggaan na die oue toe nie, maar ek besef, weet julle, daar tog iets gebeur. Ek het 'n groot fout in my lewe gemaak. Maar toe ek 2 jaar terug dit kon gaan bely het en vir my vrou daarvan vertel het, ek weet dit was vir haar moeilik, maar sy het my vergewe. En ons sal nooit weer teruggaan soos dinge was 3 jaar terug, maar weet jy nou, het gaan eintlik met ons baie goed. Of iemand anders sal vir my sê, weet jy, ek het my werk verloor 12 maande terug. En ek verdien maar nou 60% van wat ek toe verdien het. Maar weet jy, eintlik gaan dit my baie beter as ooit. Iemand sal vir my sê, ek het 3 jaar terug of 5 jaar terug 'n pa of 'n geliefde verloor. Ek wou dit nie so gehad het nie, maar ek besef die waarde van die lewe. Julle hoor waar dit gaan. Hoop is nie om alles terug te vat en die horlosie terug te draai en te sê, dit is nie hoop. Hoop is om te sê, dat deur die krisis, daar 'n stuk sin en betekenis kan kom. Ek wil afsluit net met 'n laaste opmerking in een apokryfe boek, in Jesus Sirach se boek, word daar verwys na die baie ou profete Jeremia en Elia. En dan maak hy opmerking en hy sê, gelukkig is hulle wat u gesien het en deur u vriendskap vereer kon word. En dan verwys hy na die profete. Hy sê, gelukkig is die mense wat vir jou kon sien en deur jou vriendskap vereer kon word. Kom ons maak dit eers van toepassing op die paas en op die vaders vandag. Mag daar ook deur jou 'n voetspoor agtergelaat word. In jou gesin, in jou huwelik, in die dorp. So waar jy ook al 'n voetspoor getrap het, dat mense ook kan sê, gelukkig is ek dat ek jou kon ken. As pa of as vriend of as iemand, deur wie se vriendskap ek ook vereer is. Mag die hoop so in elkeen van ons leef, die hoop. Dat wie ook al op jou pad kom, dit kan sê. Gelukkig is ek, dat ek hierdie persoon gesien het, en dat ek deur hierdie persoon, deur jou vriendskap, vereer kon word. Ek dink dis die grootste kompliment wat iemand ooit vir ons sal kan gee. Mag ons daarmee gehelp word. Here, ons weet dat U elkeen van ons gemaak het, soos ook vir Jeremia met 'n roep, nog voordat ons in hierdie wêreld gekom het. Dat toe ons ook nog, voor ons gebore is, al deur U geken is, en dat U toe ook al hoop in ons binneste gesit het. Dat ons met 'n verwagting kan leef, ongeag wat gebeur. U is naby, U is die hoop. En dat ons in elke oomblik, in elke situasie, kan weet, U kan ook vir ons sin en betekenis bring, ten spyte van wat. Mag dit in ons binneste gebeur, mag ons self van daardie hoop getuig, en mag ons ook dan die boodskapper wees. Al begin dit klein, weet ons dat die groot goddelike dinge baie keer klein begin het. Of het was by 'n drumpel, by 'n tempel, wat later 'n groot rivier geword het. Of dit 'n klein mosterdsaadjie is wat later 'n groot boom geword het. Mag elkeen van onsself die hoop in ons laat oopbreek,
sodat daardie hoop realiteit kan word in elkeen van ons se lewe wêreld. Daarom bring ons aan U al die lof en die eer en aanbidding. Amen.